Goeiedag julle, welkom by Wiskunde Maklik Verstaan. In hierdie video gaan ek met julle deel van bewerking met irrasionele getalle. Nou irrasionele getalle het te doen met wortels. Sodra ons klaar is met hierdie les en die uitkoms van hierdie les, gaan jy die definisie van irrasionale getalle verstaan. Jy gaan weet hoe om vierkantswortels, wat so lyk, derde magswortels en vierde magswortels uit te werk. Jy gaan weet om die wortel op die ou end weg te kry. Jy gaan ook verstaan en weet hoe om te kan optel, aftrek, vermenigvuldig en deel met irrasionale getalle. So kom ons hersien net weer die definisie van irrasionale getalle. Irrasionale getalle julle kan jy nie as 'n gewone breek skryf nie. Okay. Jy kan hom nie skryf as 'n heel getal bo of as 'n teller en 'n noemer nie. Hy het nie 'n stoppunt nie. En hy is nie repeterend nie. So irrasionale getalle is getalle wat aanhou. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld 0,17181911. Dis 'n getal wat aanhou. Hy stop nie. As jy op jou sakrekenaar vierkantswortel 2 gaan uitwerk, dan gaan jy ook sien hy gaan aan. Hy is nie 'n heel getal nie. Derde magswortel 2, jy gaan ook sien, hy gaan aan. Hy stop nie. Okay. Jy gaan so onthou julle dat 'n irrasionale getal kan nie as 'n teller en noemer geskryf word nie. Okay, jy kan nie. Dan nog 'n voorbeeld van 'n irrasionale getal is pi. Nou pi gaan ons baie te doen kry as jy begin meetkunde doen julle, veral met sirkels, dan het jy te doen met pi. En hy is 22/7 wat op die ou end op 3,1428574143 en hy gaan aan. sien julle? Pi stop nie, so hy is ook deel van die irrasionale getalle. Die eerste enetjie waarna ons gaan kyk, is die vierkantswortel. Nou julle, hy lyk so, maar ek wil hê julle moet onthou, dat voor hierdie vierkantswortel, voor hierdie wortel, staan daar 'n denkbeeldige tweekie. 'n Tweekie wat jy nie kan raak sien nie, julle moet dit onthou, want dit help jou om op die ou en daai vierkantswortel te kan wegkry. En vir ons om daai vierkantswortel te kan wegkry julle, gaan jy 'n getal onder hom moet kry met die eksponent van 2. So ek het dit nou vir julle gedoen, en ons kry die getal 2 met die eksponent 2. Wat jy dan volgende doen is, daai 2 julle, wat hier voor is, deel jy dan met die eksponent 2, wat dan op die ou end vir jou 2 tot die mag 1 gaan gee, en dan kry jy jou vierkantswortel weg. sien julle, daar vat ek hom nou weg. En my antwoord is dan 2. As jy hom gaan toets en jy kyk op jou sakrekenaar, onthou julle, hierdie is geen sakrekenaarwerk, maar wat jy hom wel kan gaan toets, dan kan jy gaan sê, op jou sakrekenaar kan jy gaan kyk, vierkantswortel 4 en jou antwoord gaan 2 wees. Goed. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Hier het ek die getal 36. Om hom makliker te kry julle, is ek gaan skryf hom in die produk van sy priemfaktore. Dit gaan ons help. So, as ek 36 gaan uitwerk op sy leertjie metode om sy priemfaktore te kry, dan kry ek 2 maal 2 maal 3 maal 3. sien julle hoe het ek hom hieronder geskryf? Ek het gesê 2 tot die mag 2. Hoekom? Want 2 word 2 keer met homself gemaal. En 3 tot die mag 2, want 3 word 2 keer met homself gemaal. Dan gaan skryf ek dit onder my vierkantswortel. sien julle nou, ek het nou 'n eksponent van 2 en 'n eksponent van 2. So nou kan ek gaan en ek kan daai denkbeeldige tweekie wat daar is, met hulle gaan uitkanselleer julle, wat dan vir my op die ou end 2 tot die mag 1 maal 3 tot die mag 1 gee, wat my gaan toestemming gee om daardie vierkantswortel weg te vat. So ek kry dus 2 maal 3, wat op die ou end vir my 6 gee. So, die vierkantswortel van 36 julle is 6. Maar hierdie is die manier om hom uit te werk sonder 'n sakrekenaar. As jy hom gaan toets en jy gaan sit op jou sakrekenaar vierkantswortel 36, gaan jy die antwoord 6 kry. So 6 maal 6 julle gee vir my 36. Okay. Kom ons kyk na nog 'n vierkantswortel, maar in 'n breekvorm julle. In hierdie geval moet jy dieselfde doen. Jy moet ook eksponente van 2 kry om op die ou en die vierkantswortel weg te kry, anders gaan hy net so nie bly. Vir 1 kan ek 'n tweekie sit, want 1 maal 1 julle bly 1, maar vir 4 is dit 2 tot die mag 2. Nou gaan ek weer en ek gaan kanselleer die 2 wat voor is met die 2 is binne, en ek kry slegs dat vierkantswortel van 'n kwart, julle 1/4,
Sy antwoord is 'n half. Weereens, as jy hom gaan toets met jou sakrekenaar, dan sal jy dieselfde antwoord kry. OK. Dan julle, is daar ook desimale brekewortels. So kom ons kyk bietjie na hom. As ek onder 'n vierkantswortel 0,04 het, wat doen ek? Die eerste ding is, ek gaan verander my desimale breek na 'n gewone breek toe. Onthou julle in daardie soorte breke video wat ek vir julle gewys het ek julle geleer. So as jy nog nie dit lekker verstaan nie, stop hierdie video, gaan terug na die soorte breke video, gaan kyk hom eers en dan kom doen jy weer hierdie. Dis baie belangrik dat jy daai omskakelinge van 'n desimale breek na 'n gewone breek en 'n gewone breek na 'n desimale breek en so ook 'n onegte breek na 'n gemengde breek en 'n gemengde breek na 'n onegte breek kan doen. Want dit is baie belangrik dat jy dit kan doen vir jou rasionele getalle wat uit breke uit bestaan en ook jou irrasionele getalle wat uit wortels uit bestaan. Jy het nodig om dit te kan doen. So wat ons dan doen by desimale breke om 'n wortel weg te kry, is ons gaan verander hom na 'n gewone breek toe. En wat het ek julle geleer? Onthou julle nog die desimale tabel? Nou die desimale tabel deel met my dat hierdie 4, daai is my ene wat 'n heel getal ene is, né? Dan het ek komma, dan het ek tiendes, dan het ek honderdstes. Nou die 4 eindig by die honderdstes, daarom sit ek hom op 'n 100. Maar nou julle, gaan ek dieselfde toepas wat ek by hierdie boonsteen toegepas het. Ek gaan nou 'n getal soek wat ek hulle op kan sit wat die eksponent van 'n 2 kan hê. So kom ons kyk. Yes, want 2 maal 2 is 4, nou, julle stem saam met my, so 2 tot die mag 2 is 4, dan, wat is 'n getal? 10, né? 10 maal 10 is 100, so 10 tot die mag 2. Nou gaan ek my vierkantswortel kan wegkry, sien julle nou, want wat gaan ek doen? Ek gaan die denkbeeldige 2 daarvoor, gaan ek nou deel met hierdie, en dan, deel hulle uit, ek kry dan 2 op 10. Goed, julle gaan ook sien, hierdie een is nie heeltemal in sy eenvoudigste vorm nie. Hy kan 1 op 5 ook wees, né? Maar in hierdie geval los jy hom 2 op 10, hoekom? Want ek het nie gesê jy moet hom in 'n gewone breek los nie. Ek het gevra jy moet hom die vierkantswortel uitwerk, maar sy antwoord moet bly in 'n desimaal. En as ons weer kyk by my desimale breke tabel, dan gaan ons sien dat hierdie 2 op 10, die 2 stop by die tiendes. Daarom eindig hy daar, daarom is hy op 10. Maak dit vir julle sin? Ek glo so. En as dit is, stop die video dadelik, gaan doen jou eie voorbeelde en gaan werk dit dan op jou sakrekenaar uit om jouself te gaan toets. OK, gaan doen jou eie voorbeelde ook. Goed, die volgende enetjie wat ons gaan kyk is derde magswortels. Ons het nou gekyk na die vierde vierkantswortel waar die 2 voor staan. In hierdie geval staan die 3 voor julle. Dit geld presies dieselfde as met die vierkantswortels. In hierdie geval gaan jy nou net 'n getal moet soek met die eksponent 3. OK, so kom ons kyk na 64. Dadelik julle daai 3 sê ook vir my dat ek moet 'n getal hier binne kry wat 'n eksponent vorm van 3 kan kry. So dis 'n getal wat 3 keer met mekaar kan maal en op die ou end vir my 64 kan gee. Maak dit sin? Die getal wat ons kry is 4. As ek gaan sê 4 maal 4, dan kry ek 16, né? En 16 maal 4 gee vir my 64. So daar kan ek vir 4 die eksponent vorm van 3 gee, wat ek op die ou end dan dieselfde gaan doen as met die vierkantswortel. Ek gaan deel die 3 wat daar voor is met die 3 onder die vierkantswortel, hulle kanselleer uit en my antwoord is 4. OK, ek glo nie hier is enigstens probleme of drama nie, asseblief ook, gaan kry vir jou getalletjie, vat sommer die getal 3 en maal hom 3 keer met homself en dan kan jy weet wat is die getalletjie wat onder jou vierkantswortel, onder die derde magswortel is, nie vierkantswortel, onder die derde magswortel. OK, want dis 'n getalletjie wat 3 keer met homself gemaal word, om op die ou end jou eksponent vorm van 3 te kan gee. Ons kry ook 'n ander manier om hom uit te werk, waar jy gaan en jy gaan kry sy priemfaktore. OK, sy priemgetalle. In hierdie geval het ons 2 tot die mag 6. Sien julle dit? Daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 word 6 keer met homself gemaal, wat vir my 2 tot die mag 6 gee. So onder my vierkantswortel het ek nou 2 tot die mag 6, wat dan vir my gaan gee 6 gedeel deur 3. Wat gaan ek op die ou end kry? Ek gaan 2 tot die mag 2 gee, maar ek is nie klaar daar nie. Julle, ek moet hom in sy eenvoudigste vorm skryf. So, my antwoord is 4. So, derde magswortel 64 is
4. So hier is 2 maniere, jy kan al 2 vir my leer. Op die ou end gaan jy die een gebruik wat vir jou die maklikste uitwerk, sodat jy dit kan uitwerk, maar leer asseblief hulle al 2. Nou gaan ons kyk na 4de magswortel. Vir 4de magswortel werk dit dieselfde, julle. Jy gaan 'n getal moet kry wat die mag 4 het, die eksponent 4 het. OK, ons het 'n getal van 256, 256, sien julle. So ons moet nou vir hom 'n getal kry wat tot die mag 4 is. In hierdie geval is dit 4. As julle kan sien, 4 maal 4 is 16, maal 4 is 64, maal 4 gee vir my 256. So ek kan nou dieselfde gaan toepas as wat ek by vierkantswortels en by derde magswortels gedoen het. Ek gaan en ek kanselleer die 4 wat voor is, gaan kanselleer ek onder my vierkantswortel met die 4 wat my eksponent is uit, en my antwoord is 4. Daar is nou nog 'n manier soos wat ek vir julle vroeër geleer het. Jy kan gaan en jy kan sy priemgetalle gaan uitwerk. In hierdie geval is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 2 word 8 keer met homself gemaal om op die ou end vir my 256 te gee. Sien julle? So daarom is hy 2 tot die mag 8. As ek hom dan gaan doen, gaan ek op dieselfde kan gaan en ek gaan 4 weer kan gaan uitdeel. Sien julle? Dan gaan ek 2 tot die mag 2 kry, maar ek is nie klaar daar nie, julle. Asseblief, moet hom nie net so los nie. Jy gaan dan die getal 4 kry. Goed, want 2 maal 2 is 4, 2 eksponent of tot die tweede mag gee vir my ook 4. OK. Nou gaan ons bietjie kyk om op te tel en af te trek. Ek het julle nou gewys hoe om op die ou end die vierkantswortel, die derde magswortel en die vierde magswortel weg te kry. Maar nou kan ons 'n som kry waar jy 'n tweede magswortel, 'n vierkantswortel het saam met 'n derde magswortel en jy mag nie sakrekenaar gebruik nie. So kom ons kyk. In hierdie geval julle gaan ons net met die vierkantswortels nou werk. Ek het nie derde mags nou ingebring nie. Hierso moet sê ek vir jou vereenvoudig die volgende wortelvraag. Sakrekenaars mag nie gebruik word nie. OK, dis baie belangrik. Ek wil al jou berekeninge sien. So kom ons kyk gou na hierdie enetjie. Ek het vierkantswortel 100 plus vierkantswortel 25 plus vierkantswortel 4. Wat is my reël van 'n vierkantswortel? Ek moet 'n getal onder my vierkantswortel nou insit met 'n eksponentvorm van 2, sodat ek die denkbeeldige 2 wat hier voor is, kan uitkanselleer met daardie eksponent en dan op die ou end my antwoord kry. As ons dit gaan doen, het ek 10 maal 10 gee vir my 100, 5 maal 5 gee vir my 25 en 2 maal 2 gee vir my 4. So dis dieselfde getal wat 2 keer met homself gemaal word en daarom kry ek die eksponent 2. Nou kan ek gaan en ek kan hulle gaan uitkanselleer. Die 2 wat voor is, kan ek met hom gaan onder uitmaal en ek kry 10 plus 5 plus 2. So ek kon die vierkantswortel nou wegkry. Sien julle dit? En op die ou end is my antwoord 17. As ek 'n getal nou gaan en ek gaan aftrek, ons het 144 minus vierkantswortel 144 minus vierkantswortel 25 minus vierkantswortel 16. As ek wil hulle gaan kry, né? Sien julle hierso by vierkantswortel 144 het ek 12 tot die mag 2. Nou, dis nie altyd net so maklik vir sulke groot getalle om dit te kry nie, né? Kom ek wys julle hoe ek dit gedoen het. Wat ek gedoen het is, ek het gegaan en ek het sy priemfaktore gaan kry, wat dan vir my 2 maal 2 maal 2 maal 2 gee, wat vir my 2 tot die mag 4 gee, sien julle? En 3 maal 3 wat vir my 3 tot die mag 2 gee. As ek daai getal vat, en ek sit hom onder my vierkantswortel, julle, dan gaan ek op die ou end, as ek alles doen wat ek moet, 'n 12 kry. En dit sê vir my dat 12 maal 12 gee vir my 144. So dit is hoe ek uitgewerk het, dat 12 tot die mag 2 is 144. OK. Dat 5 maal 5 is 25 en 4 maal 4 is 16. Goed, nou gaan ek weer eens gaan, ek gaan uitkanselleer so die 2 voor met deel met die 2 binne die vierkantswortel om hom weg te kry. Nou sit ek met 12 minus 5 minus 4, wat op die ou end vir my minus 3 gee. Ek glo nie hierdie is moeilik nie, julle, ek dink julle kan lekker weet hoe om dit te doen. So, stop die video, doen jou eies, probeer dit bietjie en dan toets jy met jou sakrekenaar op die ou end. Jy mag hom net nie vir my met jou sakrekenaar die eerste keer doen nie, want ek wil al hierdie berekeninge sien. OK. Nou gaan ons bietjie kyk na
Nog 'n manier van optel. Hierdie enetjie kan julle sien, is hulle albei onder die vierkantswortel, né? So vierkantswortel 25 minus 9. In hierdie geval julle, moet jy gaan en jy moet eers daai minus sommetjie gaan doen. OK, so jy gaan eers gaan en jy gaan sê 25 minus 9 en jy hou hom in die vierkantswortel en dit gee vir my vierkantswortel 16. Nou watse getal moet 2 keer met homself gemaal word as my die eksponent van 2 sal gee, sodat ek die vierkantswortel kan wegkry. En ons weet nou alsom hierdie is maklik, dis 4, né? En hy kry die eksponent 2. Nou gaan ek en ek deel die eksponent voor, die 2 voor die vierkantswortel met die eksponent binne die vierkantswortel en my antwoord is 4. Maar julle, nou kan ons enetjie kry, soos in die vorige gesien het, waar hulle los is. Wanneer hulle so staan, dien hulle dieselfde as in my volgorde van bewerking, soos hakkies. Hakkies kry voorkeur by plus en minus, julle weet dit, nou. So in hierdie geval, kry my vierkantswortels julle voorkeur, voor ek die som gaan uitwerk. So ek moet eerste my vierkantswortels gaan uitwerk, my vierkantswortels wegkry, sodat ek dan kan optel. OK, ons gaan nommer doen. Ons weet dat 5 mal 5 gee vir my 25. So 5 tot die mag 2 julle gaan vir my 25 gee. En 9 mal 9 is 81. Goed. So ek het die 2 wat voor die vierkantswortels is gedeel met die 2 as my eksponent en ek kry dit dan nou weg, né? Ek kry nou daai vierkantswortel weg. So dis 5 plus 9 en daar kry ek 14. sien julle hoe verskil hierdie 2? So onthou dit julle, dis 'n reël. As hulle al 2 getalle onder die vierkantswortel is, werk jy eers daai uit voor jy gaan uitwerk om die vierkantswortel weg te kry. Wanneer die vierkantswortels apart staan en bymekaar getel word of afgetrek word, werk jy eers die vierkantswortel uit en dan tel jy op en jy trek af. OK, onthou dit. Nou gaan ons kyk na vermenigvuldiging en deel. Die eerste enetjie gaan vermenigvuldiging wees. Onthou wat ek gesê het, hierso ook julle, dat jy gaan werk eers jou vierkantswortels uit. Vierkantswortels het dieselfde belangrikheid as hakkies. Hulle kry voorkeur voor plus en minus. En voor maal en deel, dieselfde. So hier gaan ons eers gaan en ons gaan die vierkantswortels uitwerk. Ons weet nou dat 10 mal 10 gee vir my 100, so 10 tot die mag 2 is 100, né? En 5 mal 5 gee vir my 25, so 5 tot die mag 2 gee vir my 25. Nou kan ons gaan en ons kan die 2 wat voor is, kan ons gaan deel met die 2 onder die vierkantswortel. Ons kry dan nou 10 mal 5, wat op die ou end vir my 50 gee. Julle sien dat ek het eers my vierkantswortels gaan uitwerk, voor ek gemaal het. Onthou dit. As ons 'n deelsom kry, julle, onthou. Weereens, jy moet eers jou vierkantswortels gaan uitwerk. Hulle dien dieselfde doel as hakkie. Jy kan nie nou net sommer gaan en gaan deel en al sulke goeders nie, né? So kom ons werk hulle uit. Daar kry ek vir die 9 kry 3 tot die mag 2, want 3 mal 3 is 9. 25 kry ek 5 mal 5, 5 tot die mag 2. Hierso het ek 7 tot die mag 2 gekry, wat vir my 7 mal 7 is 49, en wat gee vir my 100 is 10 mal 10. Sien julle hoe ek het gekry? As ons dan nou verder gaan ons en ons gaan deel, julle, sien julle? Ons gaan, want ons wil die vierkantswortels wegkry. So op die ou end kry ek nou 3 op 5 gedeel deur 7 op 10. Wat is die reël by rasionale getalle? Onthou julle nog? En as jy nie daai video gekyk het nie, julle stop hierdie ene eers, gaan kyk eers die rasionale getalle, sodat jy verstaan hoe mens met breuke werk. In hierdie geval het ons 'n deel. Jy kan nie hom so uitwerk nie. Wat jy moet gaan doen is daai deel moet jy gaan verander na 'n maal toe. Mooi julle. Goed, so jy gaan dan en jou teller en noemer hier gaan omruil. So ek het nou 3 op 5 maal 10 op 7. Sien julle daai getal het omgeruil. Onthou dit is regtig 'n belangrike reël. As ek hom dan verder gaan uitwerk, kanselleer ek uit. So ek kan sê 5 gaan in homself in 1 keer, né? En 5 gaan in 10 in 2 keer. So ek kan 2 volle groepies uit 10 uithaal van 5, né? Maar uit 5 uit kan ek slegs 1 volle groepietjie uithaal. Nou gaan ons en jy gaan maal. 'n Maalsom is jy maal die tellers met mekaar en jy maal die noemers met mekaar. Geen moeilikheid nie. 3 maal 2 gee vir my 6 en 1 maal 7 gee vir my 7. So julle die vierkantswortel 9 op 25 gedeel deur vierkantswortel 9 op 100. Sy antwoord is 6 op 7. So julle,
Ek glo nie dis baie moeilik nie. Ek dink julle verstaan tog nou hoe mense op die ou en die wortels wegkry, die vierkantswortel, die derde magswortel of die vierde magswortel. Julle dit werk baie dieselfde. 'n Vierkantswortel moet jy die eksponent van 2 kry, né? Julle weet dit. 'n Derde magswortel moet jy eksponent van 3 kry om die vierkantswortel of die derde magswortel weg te kan kry en dan die vierde magswortel moet jy eksponent van 4 kry julle om op die ou en die vierde magswortel weg te kry. So, hierdie sluit ons nou af. Hierdie is nou die einde van die bewerking met irrasionele getalle. Ek hoop julle het sommer lekker geleer en julle is slimmer nou en julle verstaan dit. En regtig, julle gaan kyk die video weer. Ek vra ook asseblief dat julle hierdie video sal like en ook subscribe na my channel toe, na Asseblief Tutoring, sodat julle nie gaan uitmis op enige nuwe video's wat uitkom nie. Julle moet regtig 'n awesome dag hê en ek sien julle in die volgende video. Totsiens.